O'Neill. I'm going to use this one to talk when I sit down, but I'm going to use the other one quickly. Let me see. I'm going to come fetch it. Dankie mense, my mense. Ons is hier in die Kaap. Okay, luister, ek weet nie oor julle nie, maar as after lunch salty crack vir my. So, ek het nodig om bietjie op te staan, bietjie rond te beweeg. Die music wat julle na luister is Hoeka. Reggie Peace wat het geskryf het. So, Maestro, Mr. O'Neill, pompa musiek asseblief. Mense, ek wil hê julle moet opstaan en 'n bietjie rond beweeg. Dankie. Vandag is Sondag. Ons prys sommer die Here vandag. Thank you. You can push it up even louder, sir. With God I can. This is a verse by a guy called Lee Woods. God, I can do anything. With God, I can. I have conquered this mountain. With God, I am. I am more than enough. With God, I can. I'm taking back my power. Open sesame, daar is geen een specifieke recipe vir 'n beter lewe nie, maar daar is love and peace, of gaan nie hard keys. Vra vir my over jare was ek daar gewees, ek onthou die dagge en die pille, en hoe vergeet ek die stapelskille. Life was full of blows, in die ghetto, I'm a struggle, the struggle is real, but with God I can. Dankie Reggie. Dankie Reggie. What an introduction. Hy is nie net 'n skrywer nie. Hy is 'n wat? 'n rapper. Hy is 'n rapper, ja. Maar hy rap vir die Here. So, praise the Lord, ja, praise the Lord. En vandag is Hoeka Sondag, soos ek gesê het. Ek was die kerk toe vandag, so dis nou my kerk. Anyway, ons is hier by die Suidooste Fees. Maak jouself thuis. Maak jouself thuis. Ek is baie happy. Switching over, sir. Baie happy om hier te wees vandag. Want die man het baie ver in sy lewe geloop. En hoe oud is jy nou, Reggie? 34. Hy's net 34 years old. Sjoe. Ek is 54. Net 20 jaar, dis maar. En vandag het ek my skoene aangetrek vir jou. Want hy het baie ver in die lewe geloop, sien jy? Is my loopskoene die. Reggie, wat 'n les in hierdie lewe het jou die langste gevat om te leer. Wat jou tyd, Boeta? Is 'n heavy question. Om myself te aanvaar vir wie ek is, as 'n mens, om myself lief te hê en in die spieël te kan kyk en net te kan sê, hey, ek is trots op jou, ek het jou lief, ek gee om oor jou, en om tot die punt te kom waar ek boundaries begin trek, want as ek iets doen wat nie in alignment is met my nie, then I walk over that line, so dan het ek myself lief. So die key ding vir my was letterlik om vrede te maak met myself en om myself lief te hê en om myself te aanvaar vir wie ek is, en perfect soul. Wonderlik. Dis 'n lang reis om jouself te leer lief hê, want ons verander so baie, né, as mense. Elke seisoen wat in ons lewens inkom en wegwaai, net soos die Suidooste. Wanneer dit nie gebeur nie. Die dag wanneer jy opstaan en jy voel vandag is ek nie lief vir Reggie nie. Hoe voel dit? Beskryf dit vir my asseblief. Dis soos 'n donker wolk oor jou kop. Jy word elke dag wakker en
jy wil nie uit die bed uitklim nie. En dis letterlik die donkerte wat aan jou deur kom klop van die oggend af tot die aand en hy donkerte volg jou net hy donker wolk en ek dink dis ook tipe van 'n depressie op 'n manier maar dis is letterlik 'n donker wolk jou skouers is swaar die gewig op jou skouers is net heavy en partykeer moet jy dit aanvaar ek het baie in my lewe het ek probeer om my gevoel te beklei nee jy moet nou beter voel nee jy moet nou dis nie okay om nie okay te voel nie, maar ek het vir myself gelieg, dit is okay om nie okay te voel nie. En dan gaan jy net deur dit en dit gebeur nou nog, maar dan begin ek te stap of ek doen iets. Kom ons praat bietjie oor die stap. Want soos ek hy kyk ons klere pas nogal lekker blou en die wit en die rooi. Sjoe, ons is twins. Yes. Maar net daar by die voete twins. Reggie, wat beteken stap in jou lewe? Want in jou boek praat jy baie van stap. Wanneer het jy dit ontdek as iets wat jou uit die donkerte uit kan bring? Sport, die sportstap, racewalking self, die Olympiese sport. En verduidelik asseblief wat dit is, Yes. want dit was nogal iets niets vir my. Dis 'n baie tegniese event, so in racewalking is daar 2 reëls wat jy moet volg. So elke keer wanneer jou knie die grond slaan, moet jou been reguit wees en jy mag nie hardloop nie. Dis basies die 2 reëls van stap. 'n Baie tegniese event, maar met stap het my op 14 gevind. Ek het begin hardloop toe ek 7 jaar oud was, atletiek. Maar ek het begin racewalking doen toe ek 14 was en dit was basies die sport wat my dis soos die pyl wat teruggetrek was vir my hele lewe lank. Ek het niks gewen nie. Ek was in die background, I was underground the whole time en ek maak altyd die voorbeeld en toe kom stap ewe skielik die platform waar ek meer naturally gifted was en toe ewe skielik toe gaan hy pyl. En dis soos dis wat dit vir my beteken het want it took me from mediocrity in die sin van ek het nooit 'n reis gewen nie. Ek het vir 7 jaar al deelgeneem. Ek was nog nooit 'n wenner in my lewe gewees nie. Toe op 14 voel ek ewe skielik ja. Dit is hoe dit voel om te wen. Maar dit gaan dieper as net wen. Dit is hoe dit voel om raak gesien te word. Dit is hoe dit voel om 'n pat on the back te kry. Dit is hoe dit voel as mense eintlik trots op jou is en hulle sê dit vir jou. Hulle hou dit nie terug nie. En dit is wat stap vir my begin het doen het van die ouderdom van 14 af. En tot in matriek, dis letterlik hy pyl het, ek het sommer Ooskaap Champs gewen, ESA's toe en dis letterlik dis toe ek die land vol begin toer het met stap. Sjoe. Verstap is dierstap. Verstap is dierstap van 'n kos jou lewe partykeer. Ek het deur die boek gelees en ek het notas gemaak. En ek wil net vir hulle wys, gou. Al die notas wat ek gemaak het. O'Neil, thank you. Is net my boek lyk soos 'n Turkse tapuit. Vol notas van so baie goed wat my geraak het in hierdie boek. Ek gaan iets vir julle lees. Dis letterlik die eerste poem wat hier staan. Die naam van die poem is Do It Anyway. Te lank, te kort, te klein, te dom, te needy, te unqualified, te arm, te ryk. Ag, mense gaan jou soveel redes gee hoekom jy dit nie moet doen nie. Do it anyway. Is dit nie wonderlik nie?
Dankie. 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 En hoekom is ons altyd geneig om te luister na die mense wat nie reg in jou lewe het om te praat nie? Want vir my gaan dit altyd, ek vra altyd vir iemand, as ek sê, ek gaan dit doen, of dit, of dat, whatever, dan sê hulle, ja, maar hoe, en wat, en sê, het jy dit al gedoen? Nee, dan sê ek, okay, hou maar stil, bly maar stil, want dan kan jy mos nie vir my help nie. Anyway, anywho, soos hulle deesdae sê, anywho, jy kan mos nie vir my help nie. Wie het vir jou gehelp? As baie mense. I mean, ek sê altyd, ek is 'n Ubuntu kind. Want ek is as gevolg van die mense van Shoreville af, van die eerste gedeelte in my lewe, van Nieuwstraat se dae af, letterlik die mense van die gemeenskap. Ek sal dit nie gemaak het nie, want ons was arm, en ek verduidelik in die boek, ons was arm, maar ons het by die arme mense gaan vra vir kos, en die arme mense het ons gehelp. So vir my, dis soos humanity, die gemeenskap wat saam staan. Alles het mense se extra 2-3 snye brood wat oor is, hulle gee. Of stukkie hoender wat oor is, mense het altyd gegee. Daar's so baie mense wat ek voor dankbaar moet wees en wat ek vir die hele wêreld moet skree, maar dis half onmoontlik. Maar ek dink dinge het begin verander toe ek kinderhuis toe was, basies. Wanneer laas was jy in Shoreville? Verlede jaar. Okay. Ek gaan gereeld, ek doen so IT by David Livingston Senior Secondary School, en ek het nog verhouding met die juffrou Smit, en die mense van die gemeenskap. I'm still there often, en ek is bewus van wat aangaan in die gemeenskap. Al gaan ek so 2-3 keer 'n jaar af, en nie noodwendig na Shoreville of die huis waar ek groot geword het, maar ek gaan gereeld en ek sien, ek weet wat aangaan. Ek volg nog op social media. Wonderlik. Ek gaan 'n bietjie lees uit jou boek uit. Moet hom eers vind. So baie plekke wat ek wil lees. Want hierdie storie het my baie geraak. Ek was nie deur dieselfde dinge in my lewe nie. My ma lewe nog. My pa is 10 jaar gelede dood. Maar my oupa en ouma was baie betrokke in my lewe. So ek het altyd mense gehad wat rondom my staan. Hulle het altyd geweet, hey, wat gaan aan met Leanne? Sy is weer besig met iets. My pa het nooit verstaan wat ek gedoen het nie. My ma het net gesê, ag my kind, ek is maar hier. Doen wat jy moet doen. My pa het altyd gesê, ag Leanne, die drama ding, is jy weer nog besig met die drama ding? Want hy het nie verstaan nie. Hy wou so graag hê dat ek 'n regte job moet kies. Hy het nie verstaan dat die my regte job is nie. En as ek dit nie doen nie, word ek weer deur die Here gelei om dit te doen. Want hy sit in my pad daai storie en ek kan nie sê nie. En ons het daar agter gestaan 'n paar minute gelede en ek sê vir Reggie, deesdae kan ek niks sonder die Here doen nie. Want die Here vat my weg of hy vat die projek weg en sê, dit is nie vir jou nie. Hou op. Want daar's 'n doel in jou lewe. Hierso is daar iets wat vir my baie beteken het. Dit sê dis ek wou net in vrede lewe sonder enige labels. Want ek is my hele lewe lank gelabel. En hier daag ek by my nuwe tuiste op en word sommer dadelik geterg en gelabel asof arm gat niks werd of klipkop nie genoeg was nie.
moes ek nou hoor dat ek die government se kind ook is. Dis hoekom ek nie van labels hou nie. Dit sit mense in bokse en sê, dit is hoe jy moet act. Dit is wat jy nie mag doen nie, of jy is nie in staat tot dit of dat nie. Ek was adamant om al die labels verkeerd te bewys. Ek wou nooit in 'n boks gedruk word nie, selfs vandag nog. Wie is mense om ander mense in bokse te druk en vir hulle voor te skryf wat hulle mag doen of nie mag doen nie? Ek sê gewoonlik vir kinders wat in kinderhuise bly, wanneer ek my talks doen, labels is gemaak om gebreek te word. Dit was my houding daardie tyd, hoewel ek het nie in daai oomblik so gesien het nie. Dit kom vir my as ek mooi daaroor dink. Dis mos bullying, nee. Was jy al die pad geboelie? Hoe het jy daar uitgekom? Boelie mense jou nog steeds? Ek laat dit nie toe nie. Ek kan mas nou ook, ek beklei nie though, ek is hier wat so my face te sal lig of ietsie, maar ek laat dit nie meer toe nie. En as ek ook nou my gesprekke doen by skole of waar ook al, ek praat direk. Ai, nee, klaar. Ja, ek praat direk. Ek gaan in en dan ek praat sommer direk met die bullies. Okay. Wat sê in die jy? skole, ek gaan aan al die bullies by die skool. Ek weet jy het seer. Ek weet daar seker issues by die huis waarmee jy ook sukkel. En ek weet wat jy doen is projection. Jy het ook jou eie seer waarmee jy deal en nou kom haal jy dit uit op ander mense. Ek weet is baie aggressief, maar die feit is wat die doen is nie bully nie, dis abuse. Let's put it like that. Dis net 'n ander woord wat gebruik word, want 'n kind, dis wat met ons, dis soos verbal abuse byvoorbeeld. Jy sê dit vir 'n kind van die ouderdom van 4, 5, 6 jaar oud af en dan glo hy kind dit vir die res van haar lewe. Net omdat 'n oom vir jou gesê het, jy's lelik, jy's lelik, jy's lelik. Aanhoudend vir jaar na jaar, sê maar nou 7, 8 jaar, and that defines the person. Die persoon sal 60, 70 wees, maar dan voel die persoon nog steeds lelik, omdat dit as 'n kind gesê was met die bullying of die abuse. En ja, dis hoe ek dit benader ook basies. Ek trek nou lyne, dis letterlik wat ek nou is in my lewe. Op social media, ek laat dit nie toe nie, is letterlik net boundaries vir my en dit is baie belangrik vir my op die oomblik. Was julle al geboelie? Ek maak maar oop hierso. Was julle al geboelie? Ja. Wat het hulle gesê? Dis wat ek wil hoor. Wat het hulle gesê? Hand op. Wie was al geboelie? Dankie. Wat het hulle gesê? Jy het 'n lyskop. Jy het 'n lyskop. Ons sny dit af vandag. En as kind was dit baie erg nogal. Hoe het mevrou daaroor gekom? Toe ek begin myself versorg en hoe groter ek geword het dit vir my belangrik geword dat my hare of my image moet verbeter. En ek het dit gedoen. En dit was in die 80er jare. Deur net maar se sunlight safe te steel en my hare te was alleen op my eie. Maar jy's daardeur. Ja, meneer? Nee, ek sê dit voel dat sy dit so gedoen het. Ja, dis pragtig. Wonderlik. Iemand anders? My naam is Michael van Pimpe. Ik heb een gebrek aan gemeenschap. Bemin mensen en veel gebreken. Omdat ik gebrek heb, omdat ik niet kan praten, dan zit ik geen doen. Omdat ik gebrek heb, dan danken mensen, dan kan ik echt danken. Omdat daar iets verkeerd met jou lichaam is. Maar daar is niks verkeerd met jou brein nie. Ek dink ook so. Ek was altyd gesê, Heerlijke Ann, kan jy nie asseblief net stil bly nie?
Want jy praat te veel. Hou op praat. Hou op praat. Toe het ek myself toestemming gegee om te sê, dis okay om te praat. Daar is altyd iemand wat wil luister. En as hulle nie wil luister, dan praat ek maar met myself. Gaan. Ek wil net iets sê oor Michael. En miskien is dit 'n aanklag teenoor ons almal. Want ons hoor nie om te luister nie. Ons staan nie stil om seker. Ek ken van Michael, by the way, uit die 80e, iemand wat gestaan het teen ongeregtigheid. Want wat hy ook nou noem, is ook 'n vorm van ongeregtigheid. So ek dink ons eie aandadigheid moet ons begin reflekteer, want ek dink ons besef altyd dat ons medepligtig is nie. Baie dankie vir dit. Iemand anders? Nee. Yes. Auntie, ek kom na jou toe. Want vandag voel dit vir my asof dit ook Reggie se storie is. Sy storie behoort aan ons almal. As ons nie almal saam kan opstaan nie, op dieselfde vlak nie, dan waar is ons as mense, as Suid-Afrikaners? Ja, Auntie. Is eintlik my pa het my ma geboelie. Hy het altyd gesê hy was 'n prinsipaal. Sy gene is beter as my ma se. En dan het hy vir ons gesê ons het my ma se gene. Ek het myself gekwalifiseer as onderwyser en toe het ek 'n life skills gegee en eendag toe sê hy vir my, jammer dat jy ook jou ma se gene het. Toe sê ek nee, ek voel baie goed oor myself. Die Here het my gemaak. So wat ek net wil sê, 'n baie belangrike ding in die huis is dat die pa nie die ma moet afdruk nie. Want baie keer in ons kleerlinggemeenskap word die paans is sommige keer ook deel van dat die kinders minder waardig voel of dat die kinders die pad byste raak. So die beste gawe wat 'n pa vir sy kinders kan gee is om die ma te respekteer. Amen. Yes. Ja, Reggie, ek het jou storie gehoor destyds op die radio en dis nou interessant dat mense nou hier kan sit en luister daarna. Dis wonderlik. Ek glo nie aan veralgemening nie. Ek glo nie aan labels nie, want daarmee druk jy mense in kassies met labels. Ek gaan een insident vertel in my jonger jare. Hopelik kan dit bietjie aansporing wees vir die jong mense. In 5 sinne. Daar sy. Toe ek destyds, want ek is 'n ou as ek in 'n ding glo, dan doen ek dit van kleins af. En ek het aansoek gedoen by die SAIK en van die familie, en dit was seker goed bedoel, het gesê, o nee, dis nie vir jou nie, jy kan nie aansoek doen nie, dis only for the cream of the crop. Ek gaan 'n kort storie, 'n lang storie kort maak. Ek het toe heerlik by die SAIK gewerk. Musiek is my ding, so ek weet presies wat jy sê. En daai selfde mense was speechless. Toe sê ek, wel, ek weet nie, ek moet seker dan maar cream of 'n crop wees. Maar baie dankie vir die aansporing. Soos baie keer daai druk wat eintlik jou aanspoor om te behaal. En natuurlik, ja, God voorsien. God works in strange ways. Daar sy. Ja, oor my pa. Asseblief, wil jy? Maar die boek begin by die hoofstuk wat sê, ek verstaan julle nou beter, en dan gaan ek basies in oor hoe ek my ma en my pa se situasie, brein mense wat in die 60, 70's groot geword het gedurende apartheid, en ek het nie geweet nie, maar toe later vind ek uit, my pa se pa het hom abandoned. So my pa
het eintlik geweet hoe om 'n pa te wees nie. Kom ek lees gou iets hierso vir hulle. Tog kan ek sê my pa het nooit sy hande gelig vir sy seuns nie. Hy het ons geskel, ja. Maar nooit het hy ons fisiek abused nie. Ek onthou tog dat hy een keer amper my oor met 'n menorah blade afgesny het. Hy was highly irritated en ek wou nie luister nie. Maar my ma was ook nie 'n engel nie. She always ran away when things got heated. Ek blameer haar nie, want my pa kon baie violent word en sy wou net haarself en haar kinders beskerm. Dit laat my dink, hoe kan jy 'n regte man vir jou vrou wees as jou eie pa nooit in die omtes was nie? Ja, en dit was, maar as ek nou terugkyk, was dit my pa se realiteit ook. Hy het 'n pa gehad wat nooit daar was nie. So hy moes basies homself dan groot maak. Sy pa het letterlik gesê, "Hey, ek wil niks met jou te doen hê nie." Imagine I wound that father wound, of course. Dit is heavy om mee saam te leef. En nou kom jy maak kinders. It's like the blind leading the blind. Nou, hy weet nie waar om te trap nie, wat om te doen nie. En ons is ewe skielik 3. Hy is ewe skielik die groot leeu en dan 3 kleintjies en die vrou hier langs hom en dis soos directionless. Ek kyk nou die dag 'n video wat sê en dit was 'n revelation geweest want dis soos, dis hoe my pa eintlik was. Die ou het gesê ouens wat vrouens slaan is ouens wat nie hulle emosies kan hanteer nie. It's heavily emotional men who don't know where to use that energy. Dis hoekom haal hulle dit op die mense na en hulle uit. Hulle kan nie wat die binne is op so 'n manier waar hulle net sit en praat. Hulle moet op 'n manier wys, maar dis al die emosies hier binne in hulle wat dis amper asof hulle mal gaan en hulle verloor dinge. En toe sê ek soos, dis hoe my pa was. Want ek onthou, die enigste rede hoekom my pa, soos byvoorbeeld, dan kom hy aggressief, dan gaan hy oorkant Galvin toe, uit Shore uit, hy loop deur. Die enigste rede hoekom hy in sy dronkstyd so ver geloop het, is letterlik om sy kinders te kom gryp en sy kinders naby hom te hê. Underlying it all, wil hy sy kinders lief hê, maar op die verkeerde manier. So ek het, dit was nogal baie interessant vir my om te leer. Maar ek het my pa vergewe en ek is, soos ek in die eerste hoofstuk sê, ek verstaan hulle nou beter because I'm aware of what they went through as well. Het jy jou ma vergewe? Ja, die rede hoekom ek dit sê is omdat ek so 'n paar maande of so terug, ek het weer 'n brief geskryf aan my ma, weer 'n brief geskryf aan my pa en net om dit te laat gaan. Maar wat uitgekom het was nie kwaad nie. Wat uitgekom het was nie, there wasn't that anger there. Wat uitgekom het was empathy. En vir my het dit my laat besef. Ek was selfs verbaas na ek die brief geskryf het. Jy sê meer kwaad nie. Nie kwaad vir jou ma nie. Yes, en vir my pa. En vir jou pa. Ja. Empatie, kom ons praat 'n bietjie oor empatie. Wat beteken dit vir jou, empatie? Om jouself in die ander persoon se perspektief te sit. You come with that understanding. So jy moet basies jouself vergeet op 'n oomblik en jy moet gaan na die ander kant toe van die fence en deur daai persoon se oë sien. Nie almal doen dit nie, want dit is so moeilik en dan moet jy uit 'n posisie van humility uitkom en dit dan aanvaar of jy kan dit weeg en jy kan sê, het ek die regte besluit gemaak? Moet ek om vergifnis vra? Was ek verkeerd gewees? Was ek reg gewees? Is dit tyd om my boundaries te trek? So dis letterlik die ander perspektief in die oë van die ander persoon.
Ek hoor jy praat baie van boundaries. Dis 'n baie moeilike ding, boundaries. En ek dink as 'n vredemaker, absoluut iets wat jy moet leer om te trek. Hoe het dit vir jou gebeur? Wanneer het jy besef, okay, ek moet nou myself bietjie begin beskerm en lyne te trek rondom myself sodat ek myself kan behou, kan veilig hou. Dis toe ek begin siek word. Dis letterlik, ek het myself so overextend. Dan gaan ek na die gig toe. Dan is ek by die persoon. Dan is ek in die persoon se lewe betrokke. Dan is ek hier by die persoon. Of daar's soveel mense in my lewe wat ek gee en ek gee en ek gee net, maar dan eindig ek siek in die bed op en dan is min mense daar vir my. So ek het, dat was verlede jaar, in die jaar voor verlede jaar, wat ek letterlik met die gigs wat ek gedoen het, ek het nie geweet dan nie, maar I overextended myself to the point waar ek bedleen was, amper soos vir 'n maand of 2 maande waar ek probeer uit die bed uit klim en dan kan ek nie gaan oefen nie, dan kan ek nie, so it got to that point, maar toe het ek nie geweet nie, dat ek het al my energie vir almal gegee, behalwe myself. Dis letterlik, ek het die engine net getrap, hier reg oor en ek, you know, I was just like that, ek het net petrol en sonder om die briek te trek, ja, en net die kar weer te service en om mooi weer agter die kar te kyk. Dit was nooit in my gedagtes of in my hart nie, maar nou is ek bewus van die feit dat, as ek okay is hy, dan kan ek nie skryf nie, ek kan nie act nie, of wat ook al ek doen, ek kan niks doen nie. As ek nie gesond is nie, dan kan ek nie my beste wees vir mense nie. En as jy 'n kar was, wat 'n soort kar is jy? Sal jy wees? Ek is een van die F1 cars wat sommer Ja. vlieg in die space and in the future. Wat? 'n F1. Ja, iemand vir my gesê een keer, Leanne, jy's 'n Alfa Romeo. Toe sê ek, dis nogal 'n kwaai kar. Maar dit kos baie om te service. In jou boek sê jy, en ek vat jy nou terug na die kinderhuis toe. Ek was ook bang om kantoor toe te gaan, want die mense daar het my nie regtig geken nie. So, ek het hulle nie juis vertrou nie. Hulle het van my progress of slegte habits gehoor deur die notas wat die huisvader of moeder in hulle boeke gemaak het. Die vriendelike nurses, die secretary en 'n paar mense was altyd awesome, ja. Maar ons het meestal op eggshells in hy plek geloop. Dis moeilik om iemand te vertrou wat eintlik net fokus op die negatiewe dinge wat jy aanvang. Dis seker hoekom baie van die kinders nooit, al was hulle 5 of 6 jaar in die wat is dit, Gavi, in die Gavi, gevoel dat hulle in daai kantoor of selfs die Gavi behoort nie. Kyk, die mense het almal goeie bedoelings en hulle is daar om hulle werk te doen. Maar die hele stelsel behoort ingerig te wees om gebroke kinders in sy vywe te gee waar hulle vulnerable en vry kan wees. Waar liefde die antwoord op alles is. Het dinge regtig verander? Nee, want ek sien dit nog in die stelsel. Maar toe ek nou die boek verlede jaar, ek is nog gereeld, ek gaan nog gereeld na kinderhuise toe, of ek is in konneksie, ek praat nog steeds met die direkte van die kinderhuis waar ek groot geword het. Sy was nie toe gewees nie. Maar die rede vir dit is, hoekom ek dit geskryf is, dis, kinders is die projekte wat gefiks moet word nie. Ons is mense, ons is siele. En as jy, dis hoekom ek noem in dit in, want dit gebeur so met die
die dark horses of die stout kinders in die skoolsisteem, in die kinderhuissysteem. As 'n kind elke dag hoor, "Hey, hoekom is hy so stout? Hoekom is hy so stout?" Die hele hoërskool, op die ou ende glo jy stout. On a subconscious level, dit gaan hier in vir jou. Dis hoe jy basies geprogram word, voel ek. Hulle spreek dit oor jou uit. Maar as dit nou in 'n ander omgewing is, hoekom, my vraag is dan, hoekom kan 'n kind, sê maar nou uit die kinderhuis uit gevat word, hulle sit die kind in 'n ander meer opbouende, positiewe omgewing en die mense sien die meer, not to say that you shouldn't see what's wrong with the person, maar hulle fokus meer op die goeie aspekte van 'n kind. Oh, ek love hoe jy dit doen. Oh, wow, jy's goed in dit. Dis basies hoe jy Opbouend, validate, dis baie opbouend en dis hoe ek voel en hoekom ek sê die mense in die kantoor is letterlik die management van die kinderhuis. Dit is social workers se werk. Ek het nou 'n ander perspektief natuurlik, dis wat hulle moet doen maar vir ons was dit hulle het nie 'n verhouding met ons gehad nie. Dis waar ek groot geword, dis nie al die kinderhuise nie. Maar hulle het nie 'n persoonlike verhouding gehad nie. Dis meer 'n verhouding van, "Oh, why are you so naughty again now? Did you mess up again at school?" Dis soos, hulle kom net wanneer die dinge verkeerd is. Maar ek kyk ook, as jy kyk na diere, 'n dier wat abused is, 'n hond of 'n kat, enigste manier hoe hy dier beter gaan word is if you allow the animal the space en jy toon liefde. Jy gee liefde elke dag, jy gee die kos, stadig maar seker, 'n maand van nou af, sien jy die persoonlikheid van die dier wat uitkom, stadig maar seker. En dis hoe dit met die mense ook moet wees. Maar ons wil vir dit uit die kinders uitkom, ruk, hoekom is jy so stout? It doesn't work like that. En wat beteken liefde vir jou? Dis 'n moeilike vraag. Ek dink liefde vir my het te doen met aanvaarding en mooi. authenticity. Authenticity. Ja. Aanvaarding, dit begin eers met jouself, aanvaarding van jouself. Ja. En net om jouself te wees as 'n mens, acceptance en love, ja. Ek het eintlik 'n plant nou genaamd Acceptance Love om dit oor myself te spreek elke dag as ek by die deur uitloop. Hey, acceptance love. Do you accept and love yourself, Reggie? Ja, is 'n moeilike pad om weer terug na jouself te beweeg. En vind jy dit nou maklik om mense te vertrou? Dis waar die boundaries, ek dink ek is nou in die boundary seisoen in my lewe. Dis wat dit inkom. 'n boundary met die- seisoen. Ja. Ek Yay! dink, but it's a big theme in my life at the moment. Maar dis letterlik met dit gaan dan gepaard met vertroue. Ah. Dit gaan gepaard met dit. Dis letterlik soos nee. No, is it not that my God is high of dat die muur hoog is. Ek is nou net baie meer bewus van die feit dat okay, dit is wie ek is, maar ek hoef nie almal te aanvaar in my lewe nie. Ek het nie die kapasiteit nie. Ek kan nie duisende, ek kan op social media, ek ken nie die mense nie. Dus jy kan nie net enige iemand vertrou nie, veral nie in die wêreld nie. So dit gaan alles gepaard met dit, ja. Mense praat altyd van red flags. Nou, dis al die warning signs wat 'n mens het. Ek gaan nie hierdie persoon vertrou nie want dit is XYZ, dis 'n red flag. Wat vir jou is 'n green flag? Ons praat nie genoeg van green flags nie. Ons praat altyd van goed wat verkeerd is, goed wat nie lekker is nie. Met al die Authenticity vir my. Authenticity. Ja. Hoe lyk authenticity? Dis mense wat net hulle self is. En Dis hoe letterlik kan en jy dit sien?
sien jy Jy dit? kan dit voel, even as jy kan En hoe sien. voel dit? As dit voel net great, dis letterlik dis opbouend, dis jy kan voel die verskil tussen 'n mens as jy gesprek het met 'n fake persoon in vergelyking met 'n persoon wat eg is. En ook sensitivity, ja, mense wat sensitive is. En net jouself, dis wat ek nou leer of dis waar ek nou is, dis letterlik jo, dit voel gemaklik om in jou eie vel in te wees. Okay. Dis nice. En dis iets om aan gewoon te word. Dis op 'n manier jy voel jouself, but not in a arrogant way. Jy is net content met jouself. Is dit reg? Nee. Goed. As jy jouself moet beskryf in 5 woorde, wat sal hy woorde wees? 'n Siel. Dis 2. Mm. 'n Siel. 'n Siel. Kyk wat maak hy, né? Nie die siel nie, 'n siel. 'n Siel op 'n journey. 'n Siel op 'n journey. Ja, ek dink ons is almal siele op 'n journey, né? Kom ons klap sommer hande vir dit. Dis mooi, Reggie. 'n Siel op 'n journey, want dit beteken vir my jy is nie op soek na iets nie. Dat dit net deel is, elke dag deel is van jou lewe. En jy cope met wat daar is powerful, ja. Want dit sit nie jouself hoër as ander mense nie, of laer, waar jy rondskarrel om mense te ja. Of jy reik altyd na die volgende gedeelte toe. Dis hoe ek was. I was very goal driven. Maar dis letterlik nou moet dit gaan meer oor die journey en ek word elke dag herinner, selfs gister was dit soos is jy hier vir die journey of dis letterlik hy vraag. Dan jy sê vir my die hele tyd, jy moet net die hele tyd vra hoekom? Dit gebeur nou, hoekom? Hoekom? Maar dis letterlik wat ek is nou baie meer oop vir die journey. Vir die journey. Ja. Ja. En kom ons praat bietjie oor die musiek. Ons het nou begin met musiek, maar ons het nog nie daaroor gepraat nie. Hoe het dit in jou lewe ingekom? En is jy nog steeds doenig met die musiek? Ek skryf nog gereeld musiek. I mean die jaar ja, ek het al seker soos 15, 20 songs geskryf die jaar. Wow. En so ons is gereeld aan die skryf in die tyd wat ek die dan skryf ek of ek rap of ek sing, maar ek het begin skryf toe ek 14 was. Dieselfde tyd toe ek begin act het, dis toe ek my musiek begin het. Maar dit was letterlik net 'n manier om myself te express en om my gevoelens op papier te sit en toe kom die beat by, dis mos wat rap, rhythm and poetry, dis rap. Rhythm and poetry so en dan net met die sang ook by so. Dis as 14, is 20 jaar. Die jaar nou vir my wat ek musiek doen en act. So dis it's a 20-year process until here en ek geniet dit nog steeds. Wag gou, Antie. Waar act jy? Ek het eintlik vir Reggie geken as akteur op Cowboy Dan. As 'n fliek. Ja, Yes. ek was nie in die fliek nie, maar ek het vir hom vir die eerste keer op die groot skerm gesien en dit was wonderlik. Act jy nou op die oomblik? Ja, ek weet, speel in maar vertel vir hulle. Paradys. As mos 'n nuwe telenovela, ja, ek speel Wat is jou karakter se naam? Gee Zeif, vir ons Zeif julle. Malgas, ja. Hey, jou. Die stouter kabouter op op Paradys. En dis nou maar dis 'n interessante proses want dit is soos die teenoorgestelde van wie ek is as 'n mens. Iemand sê ek dink is nou die dag sê Ilse klink ook al. Oh, he's a dark angel hier. Dis wat Zeif is. Dis is hy sê hy's altyd betrokke, but if you look at it, he's always there. Maar he's leaning towards the dark side. Ek sê ek
toe ons nou huis toe ry onlangs. Yo, ek tap nou baie in my shadow side en my donker kant. Wat is jou gunsteling Bybelversie? Want ek weet jy loop saam met die Here. It is be still and know that I'm God. Oeh. Want die rede hoekom ek dit sê is en ek smag baie meer na dit en ek wens ek kan net baie meer omdat ons die kapasiteit het, omdat ons so besig is, dis letterlik om net stil te word. That's one of the most powerful verses for me, want in die stilte connect jy met God en met jou ware self. What's your favorite verse? Kyk nou nee. Jy het dit eintlik genoem in die boek. Dis hoekom ek vra. 1 Corinthians 13, chapter 13. So faith, hope and love, but the greatest of these is love. Van in my lewe, dit gaan ook net oor ek moet myself eers ervaar en aanvaar. En ek moet myself uitleef. En ek doen dit deur liefde, want vir my is God liefde. So, as ek liefde wys aan almal, hulle hoef nie weer terug na my toe te, dit hoef nie weer terug te kom nie, want ek weet waarvandaan my liefde afkom. So, dit is my, elke dag sê ek myself, Here asseblief deel jy maar met daai mens, want ek gaan nie onder jou liefde bly. Daar is mense in jou lewe, mama en papa is mos nou vroeg dood. Daar is mense in jou lewe wat uitkyk anties en uitkyk ooms is. Ek bly gou hier deur die boek, want ek wil by hulle uitkom. Die mam mobile, Auntie Estelle en Tannie Christelle. Estelle hulle, ek gaan hulle vra om iets te doen vir ons, maar ek wil eintlik hierso iets lees, want vir my was dit so mooi, en is nogal lank. Die rasse division, wat die media gewoonlik portray, is dikwels ver van die realiteit af. Nie alle wit mense is rassisties nie. En so ook nie alle bruin of swart mense en Indiërs nie. Uit persoonlike ondervinding het ek geleer dat die meeste mense in ons land oop is om saam met ander rasse en kulture te werk. Wat is ras anyway? 'n mensgemaakte ding wat geskep is om ons almal uit mekaar uit te dryf. Ons is almal een. Kyk net na die kleur van ons bloed. Dit is nogal baie belangrik vir my, want in die kinderhuis waar ek groot geword het, dis waar ek gesien het. Dis letterlik struggle doesn't know culture. Struggle doesn't know race. Daar waar ek het tussen Indiërs gebly, ek het tussen blanke mense gebly, swart leerling, ons almal. The playing field in the children's home was level for all of us. En van daar weet ek, dis waar jy connect met mense op 'n mensevlak, op 'n sielvlak met mense, dan gaan jy sien, as jy verby dit kyk, verby die conditioning, verby al die
Ja, die name is Estel, Dirks familie en Mobile, Sibeko. Maar ons begin met Tannie Estel. I never had peace with myself. En ek met die uitgewer Susan wat die is en ons het gepraat oor dit ons het aan ene gehad klipkop en maar toe hulle soos nou wat van vredemaker en dis soos en met Reggie Peace en nie Reginald Rafke nie en so dat het uitgewerk dis amazing nou dat ek aan dit dink en die rede vir vredemaker is ek het nooit vrede gehad met myself nie. So dit gaan letterlik om vrede te maak met myself as 'n mens. So as basis om fill your own cup so that you can walk out here en jy hoef nie noodwendig jou koppie leeg te maak vir ander mense nie, maar as if you are a person who has filled his cup, believe me, your light is shining bright, want die baie mense wat die rondloop met leë koppies, of sommer in die minus hier onder sukkel. Maar soos jy ook gesê het, boundaries, want 'n mens kan nie net gee en gee en gee nie. Nee, want dan is jy baie gou droog. Wat is er gemaakt om mijn moeder en mindset gemaakt door kun jaren moeder beseffen van de onderraad om dat boundaries te maken. Ja, die mindset van my, ek weet jy, want om eerlik te wees, want vir my was dit soos ek is gebore in die omstandighede, ek is gebore in die chaos, so te sê, almal in die omgewing, is drugs wat gebruik word, dis abuse wat aangaan, dis al die sogenaamde donker dinge in die lewe, en hier is ek hou nie van rookie, of ek hou nie van drinkie, ek is in die omstandighede gebore, en ek is soos, hoekom is ek so anders? Dis letterlik, dis hoekom ek sê ek weet nie, met die mind shift, dit was daar van kleins af gewees, ek wou van jongs af net iets anders hee en doen, en dan die ander vraag was? Ek van kleins af, die mindset, en ek dink dit gaan oor jou sport, ek dink dat dit baie vir jou gegee. Die boundaries, hoe dit gekom tot by hy punt, ja, want as jy te veel seer kry, dis letterlik soos, jy sit jou hand op by stoof en het brand, en dan sit jy dit weer op by stoof, en dan druk jy dit sommer in het pan olie in, en dan moet jy weet, so, you must know where, nou is het, of nie eens 'n vinger op die stoofie, of wat ook al, dan weet jy gaan nie aan nie, of niemand kom hier oor die lyn nie. Ek wil net weet, wanneer het jy begin om 'n pad met die Here te stap? Oh, racewalking, ja. Oh, met die Here, dit het vir my begin toe ek 12 was. 13. Dit was letterlik die rede hoekom ek sê vir dit is dinge het so sleg begin word by die huis, toe verloor ek my ma, jaar 2004, en toe was dit net, it's like an emptiness, you don't know where to go, jou pa is eintlik aan, want jy het eintlik 'n verhouding met hom, en ek het kerk toe gegaan, alleen, ons familie was nie so betrokke by die kerkie, en as 'n laity het ek was Word of Faith toe gewees, Word of Faith kerk, en dit was ook die musiek wat 'n groot rol gespeel het in dit, by Word of Faith is baie vibrant, is upbeat, maar ek het baie geliefd en welkom gevoel by
by Word of Faith en die pastoor hulle almal en ek onthou was hy een aan wat ek 'n keuse gemaak het. Ek het nie geweet wat ek doen nie. I mean, jy is 13, jy is 12, 13 jaar oud en wie wil hulle lewe vir God gee? Who wants to come to the altar call? Nou, jy weet nie eintlik wat jy doen nie, maar net diep binne vir my het ek gevoel, dit was die oomblik wat ek dit moes doen en dit was op die ouderdom van 12 ek 13 geword daai jaar, so in 2004, 2005 se kan. Maar as jy die boek lees, is die evidence daar van die begin af. Van die begin af. Hier is iemand wat vir groter goed gemaak is. En ek dink die Here het jou maar altyd bewaar, sodat jy aan kan beweeg. Deur die musiek, deur die skryfwerk wat jy doen, om almal aan te bemoedig in terme van wat hulle in die lewe moet doen. Ons het mense soos jou baie, baie, baie nodig. En al die beskermhede en anties wat rondom jou beweeg het, dis hoekom ek die video so graag wil doen. Want ek glo dat ons vir hulle moet ook dankie sê. Want hulle is deel van jou en hoekom jy hier vandag saam met ons kan sit. Baie dankie. Die eerste video, dis net om dankie te sê, as jy in die middel kan staan asseblief. En dis letterlik om te sê, dan is Tannie Ferreira eers te sê. Tannie Estelle, ek kan sê 1, 2, 3, dan sê ons, dankie Tannie Estelle. 1, 2, volgende een is Tannie Sandra Ferreira. Reg? 1, 2. Dirks familie, sê net dankie Dirks familie. Reg? 1, 2. Dankie vir die boek. Dankie vir almal. Dankie julle. Julle was wonderlik. Baie dankie.